Dit is vir ons lekker om die kinders vanoggend hier saam met ons te hê. En so aan die begin van die diens, dan help dit ons net so 'n bietjie rustig te raak en ons gedagtes op die Here te fokus, sodat ons tydens die diens kan weet, maar wat wil die Here vir ons kom sê en wat wil hy met ons kom praat. So aan die begin van die diens dan maak ons oë toe en dan luister ons wat sê die Bybel in Openbaring 4 vir ons oor die Here. En dan dink ons so 'n bietjie in ons gedagtes, wat leer ek van God en wat kom doen dit in my hart as ek hierna luister. So kom ons maak ons oë toe, dan luister ons wat sê dit hierso. Dit sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Amen. Hierdie gedeelte sê vir ons dat God groot en verhewe is bo alles en almal. Dit sê vir ons dat hy al die mag in sy hand het, dat hy die sterkste en die grootste is, wat ons nou gesing het. Maar dit sê ook vir ons dat hy nog altyd daar was. Van voor die skepping van die aarde af, het hy ons in sy gedagtes gehad, nie net elkeen van ons op ons eie nie, maar as gemeente saam. En hy is in hierdie oomblik saam met ons, en hy sal in die toekoms nog saam met ons wees. En vanoggend weet ons, dit is die God wat ons dien. En daarom is dit vir ons die waarheid van ons lewe. Dat hierdie groot en verhewe God ons elkeen se Here is. En daarom groet ek julle vanoggend in sy naam, in die naam van die Vader, wat ons geskep het, wat ons lankal uitgedink het, wat ons gedroom het, nog voor hy die aarde gemaak het. En ek groet julle in die naam van Jesus Christus ons Here, hy wat mens geword het, en die lydensweg deurgestap het, en vir ons gaan plek voorberei in die hemel, sodat ons uiteindelik saam met hom in ewigheid daar kan leef. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, hy wat in elkeen van ons woon en werk elke dag, sodat ons in hierdie lewe die pad kan stap wat die Here vir ons beplan het. Amen. Ek wil graag vir Lara vra, waar is jy Lara? Hierso, jy kan hier by Tanya kom staan, en ek het vir Lara gevra om vanoggend vir ons 'n gebed te kom doen, vir al die mammas, die oumas, die tannies wat mammas is, vir kinders wat iemand kort in hulle lewe om 'n rol te vervul, vir elkeen wat op 'n manier daardie persoon is, wil ons vanoggend aan die Here kom opdra. Asseblief sluit julle oë. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir hierdie wonderlike dag om ons mammas en oumas te seën. Dankie dat U hulle vir ons gegee het. Sonder ons mammas is ons soos 'n flits sonder battery. Ons liggies kan nie skyn. Dankie vir al die omgee en liefde wat ons mammas vir ons bied. Ek bid vandag dat elke mamma en ouma geseën sal word met U teenwoordigheid en liefde, dat hulle elkeen sal verstaan hoe belangrik hulle vir ons is. Ek bid dat al die mans en kinders wat hier sit vandag sal besef dat hulle mammas alles vir hulle gee. U Here, asseblief seën ons en bewaar ons in die opkomende lewe. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie Lara. Ek het in die week gedink, om iets te doen wat vanoggend net so
op 'n simboliese manier ietsie wys van ons saamwees, ons eenheid wat ons gedeel het tot hier. En waar begin mens op 'n dag soos vandag? 'n dag van afskeid. Afskeid soos meeste sake in die lewe het twee kante. Aan die een kant word iets afgehandel. Dit's maak klaar. Vir ons as geloofsfamilie maak my pad as predikant in die gemeente vandag klaar. Op hierdie pad het ons gesin groot geword. Ons het deel geraak, lief geraak. Ons is gevorm en ons het gegroei saam met julle. Saam het ons 'n besondere pad gestap en het julle as gemeente in ons lewe 'n groot bydrae gemaak. Aan die ander kant van afskeid wag ook iets nuuts. En hierdie iets nuuts lyk vir ons as gesin, maar ook vir ons as gemeente dalk nog dof en onseker. En onseker is nooit lekker nie. Onseker laat ons voel nie hierdie hê nie. Dit laat ons voel ons weet nie hoe om die pad vorentoe te stap nie. Maar ons het hierdie jaar geleer dat God 'n God van nuwe moontlikhede is. En ek dink toe ons aan die einde van verlede jaar daardie Bybelstudie van die eerste kwartaal gekies het, het ons nie besef hoe presies dit is wat ons gemeente gaan nodig hê hierdie jaar nie. Ons het geleer dat God 'n God van nuwe moontlikhede is, selfs ook in ballingskaptye. Dat hy 'n God is wat iets nuuts laat deurbreek wanneer dit onmoontlik lyk. Maar dit vra egter dat ons ons oë op hom gerig hou. Dat ons Christus sentraal hou. En dat ons verstaan dat hy ons in hierdie eenheid saambind. Met ons oë gerig op Christus sal ons ook hierdie onsekere tye kan deurstap. En kan weet dat hy saam met ons gaan. In Jesaja 55 sê dit die Here sê, ek dink heeltemal anders as julle. Ek doen dinge ook heeltemal anders as wat julle dit doen. Hoe ek dink is ook baie ver van die manier waarop julle dink. Net so sal dit wat ek sê nie weer na my toe terugkom nie. Dit sal vrugte dra. Dit sal alles doen wat ek besluit het. Dit sal laat gebeur waarvoor ek dit gestuur het. En ek glo dat hierdie woorde vir ons as gemeente ook bedoel is. Besef verstaan ons nie dit wat nou gebeur nie en hoekom dit hierop uitgeloop het nie. Dat die Here die pad met ons bly stap. En dat die Here ons nie los nie. Nie vir ons nie en ook nie vir Westergloed nie. Daarom as ons vanoggend die Christuskers aansteek, dan is dit vir ons die simbool van Christus, wat hier by ons teenwoordig is, hy wat die middelpunt van ons bestaan is. Hy wat ons as gemeente tot hiertoe gebring het, en wat die gemeente nie hier gaan los nou nie. En daarom is ons tema vandag met ons oë op Jesus, om te weet dat dit is uiteindelik al wat saak maak. Is dat Christus ons middelpunt bly, dat hy ons fokus bly, en dat hy hierdie gemeente ook die toekoms sal inneem. Dankie vir dit, wat ons as gesin hier by julle kon gehad het. Ons gaan nie weg nie. Maar dankie dat julle ons
aanvaar het dat julle ons deelgemaak het, dat julle ons lief het. Ek gaan nie sê lief gehad het nie, want ek weet, dit gaan nie ophou nie. Dankie dat julle ons lief het. Dat julle deel is van ons lewens, en dat julle vir ons die geleentheid gegee het, om op hierdie manier deel te kon wees van julle sin. Here Jesus, ons weet dat U die lam is wat vir ons ter slagting gelei is. Maar ons weet ook, Here, dat U die opgestane Here is. En daarom kan ons vanoggend U aanbid. As ons Here en ons God, kan ons voor U troon kom vergader, Here God. En kan ons as gemeente U naam kom groot maak. Kan ons U kom besing, Here. Vir wie U is, kan ons U kom loof en prys. Vir dit wat U in ons lewens doen en vestig. Dankie Here dat ons so voor U kan kom, dat U ons nooi om in alle omstandighede voor U troon te kom, met vrymoedigheid, en om alles wat in ons harte is voor U voete te stort. Dankie dat ons as gemeente dan ook vanoggend by U voete kan kom sit, Here. Wil U ons harte en ons gedagtes oopmaak vir die woord. Wil U ons kom help, Here, om vanoggend ook U waarheid weer te kan ontdek en om dit diep in ons harte te bære, Here, in hierdie tyd. Kom breek vir ons die woord oop, Heilige Gees. Kom lei ons in U waarheid. Amen. So ek dink ons almal weet wat gebeur wanneer ons nie mooi kyk waar ons loop nie, nê. Iemand in ons huis maak 'n gewoonte daarvan om oral te kyk behalwe waar hy loop. En so het ons vroeër in die jaar een middag doen hy met 'n gat in die kop en bloed wat loop en alles opgeëindig. Maar dit het nog nie beteken ons het ons les geleer nie. Want daar by die dokter se spreekkamer het ons nog steeds agteruit gehuppel met die gat in die kop. So om te kyk waar jy loop en om te fokus waarheen jou pad is nogals belangrik. So ek wil vanoggend, ek vra of daar 3 van die maats is wat gaan braaf wees om my gaan te kom help om ietsie te wys. Kom Nicolas, reg. Ek sien jy en Ys lyk altyd amper dieselfde vanoggend met julle blommetjies hemde. Baie mooi. Daar's jy kan vir jou 'n tou kies waar jy wil staan. Daar's hy Alex. Daar's hy. Goed, op die punt. OK, hierso kry vir julle elkeen 'n tou. Daar's hy. Jy kan sommer voor staan. Hierso is jou tou. Hierso is hy punt op die punt. Daar's hy. Goed, so die oefening werk soos volg. Julle moet na hierdie kant toe kyk, né? So, ja, staan op jou punt van jou tou. As hy, goed, dan moet jy nou net op jou tou loop. Loop net gewoon weg. Goed, OK, oefenronde gewees. OK, nou wil ek hê julle moet vir my, terwyl jy op jou tou loop, kyk hoeveel goed kan julle sê wat julle raak sien om julle. OK, goed. Kyk ons wie kan die meeste goed opnoem. Go. Oh nee. Ek hoor niks. OK, kom ons probeer weer. Julle moet hardop vir my sê. Julle moet kyk, soos wat julle loop, wat so goed sien julle. OK, goed. Sonder om vir die tou te kyk. Wat sien julle? Julle pot. Sien jy 'n pot? Alex, wat sien jy? Kry. Waar sit jou ma? Jy moet loop terwyl jy soek. Het jy vir my 'n briefie gemaak? Dankie Esmy, dit is baie mooi, dankie hoor.
Mooi blommetjies. Dankie Esmay. Goed, okay. Wat het jy raak gesien? Ek het 'n kruis gesien. Okay, jy moes eintlik nog nie vir die kruis gekyk het nie. Maar goed, kon jy lekker op jou tou loop, terwyl jy vir jou ma soek en ander goeie soek wat jy sien? Het jy reguit op die tou geloop, jy het hom raak getrap die hele tyd, terwyl jy vir ander goed gekyk het? Nee, ek dink nie so nie. Okay, nou moet julle gou-gou weer hierdie kant kom staan. Okay. En dan nou hierdie keer, so nou moes julle eintlik weg van die kruis af laat loop het. Goed, nou moet julle net mooi voor julle kyk, met die kruis in jou vizier, en dan kyk jy of kan jy mooi, hierdie keer mooi op jou tou loop. Okay, het dit beter gegaan? Jy op een plek gefokus het? Nee, goed. Okay, baie dankie julle. Julle mag gaan sit. Dankie. Goed. Okay, so. Ons gaan gou saam gesels om net so 'n bietjie in ons gesinne gou hierdie ding vas te vat. So 3 vragies. Hoekom toe hulle die tweede keer geloop het en rond gekyk het, was dit nie so maklik om die tou te bly nie? Hoekom het hulle dit die derde keer mooi reg gekry? En wat dink julle maak soms in die lewe dat ons aandag van Jesus afgetrek word? So kom ons gesels gou in ons gesinne en ons sê vir mekaar wat dink ons is hierdie redes. Goed, okay, so ons gaan nou vanoggend 'n bietjie saam lees van 'n keer toe iemand sy oë nie op Jesus op die kruis gehou het nie, en toe die moeilikheid wat gekom het. So ek gaan vanoggend dit vir ons lees uit die Bybel uit kinders wat lekker maklike taal is. En Matteus 14 vers 22 tot 33 sê: Na die ete, dit is nou net Jesus nou net vir meer as 5000 mense kos gegee daar langs die see van Galilea, en na daardie ete sê Jesus vir sy disippels om met die boot na die oorkant toe te vaar. Hy het die skare huis toe gestuur. Toe het hy teen die berg opgeklim om daar te gaan bid. Die disippels het met hulle boot oor die see van Galilea gevaar. Hulle was 'n hele end weg toe daar skielik 'n groot storm op die water losbreek. Groot golwe en 'n sterk wind van vooraf het dit vir die disippels baie moeilik gemaak om te roei. En net voordat die son opkom, besluit Jesus om op die waters na sy disippels toe te stap. Toe hulle hom sien, het hulle baie groot geskrik. Help, 'n spook, skree hulle, kliphard. Nee, dis ek, sê Jesus dadelik. Moenie bang wees nie. Here, as dit regtig U is, laat my dan op die water na U toe stap, sê Petrus. Kom, antwoord Jesus. Petrus klim toe uit die boot en begin op die water na Jesus toe stap. Maar toe hy sien hoe sterk die wind waai, word hy bang. Net daar begin Petrus sink. Here, help my, skree hy. Jesus het vinnig sy hand uitgesteek en Petrus uit die water opgetrek. Hoekom hou jy so gou op om te glo? Vra Jesus. Jesus en Petrus het in die boot geklim. Toe hou die wind skielik op om te waai.
Toe het almal in die boot op hulle knieë voor Jesus neergeval en hom aanbid. U is regtig God se seun, het hulle gesê. So Jesus het 'n baie lang dag gehad. Hy het vir daai baie mense gepreek die hele dag, hulle het vir hulle kos gegee, hulle het saam geëet, en die dag raak nou verby, en die mense moet terug na hulle huise toe, en Jesus is moeg. En hy sê vir sy disippels, goed, klim julle so lank op die boot, ons is op pad oor kan die see, na die ander kant toe, ek gaan net eers 'n bietjie op my eie gaan rus en bid. So ek weet nie of die disippels so 'n bietjie gewonder het, hoe gaan Jesus dan nou by hulle uitkom, of hy nou maar sy eie bootjie gaan kry, en of saam met iemand anders dalk 'n lift gaan vang nie, maar hulle is op pad, en Jesus gaan spandeer bietjie tyd op sy eie. So Jesus se disippels vat hulle bootjie, hulle begin roei oor kan die see, en iewers in die nag kom daar 'n hengse storm op. En dit is groot golwe, en dit is wild en woes, en hulle is benoud en bang. En hulle vergeet, dat net 'n paar daarvan tevore in hoofstuk 8, was hulle saam met Jesus op 'n bootjie gewees, en daar was ook 'n storm gewees, en Jesus het lekker gelê en slaap, sal julle onthou, en toe sê hulle vir hom, Here, help ons is besig om te vergaan, en hy het opgestaan, en hy het die storm stil gemaak, en nou is hulle weer in hierdie storm, en nou is dit asof hulle vergeet, maar wat het gebeur, net so 'n paar dae terug, so hulle is in hierdie storm, en dit gaan woes, en toe op 'n stadium, so net voor die son opkom, in die vroeë oggendure van die volgende dag, sien hulle maar hier is iets aan die gebeur. En hulle kan nie lekker sien tussen die golwe en die wind en alles, en die vasklou in die boot, wat of wie is dit nou eintlik nie, en hulle dink dis 'n spook, want wat anders kan dit dan nou wees? En dan as hulle bang en benoud is oor, te midde van hierdie hele situasie, dan sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, dit is ek. In daai storm, kom Jesus en hy sê, hier is ek. En wat interessant is, dat Jesus sekerlik die storm sou kon laat bedaar het, voordat hy begin loop het, dit sou tog baie makliker gewees het. Maar Jesus kies om in die storm, na hulle toe te loop. Hy maak dit nie eers rustig, en dan gaan hy nie. En dan weet ek nou nie, as jy vir jouself bietjie moet dink, daar te midde van die storm, die eerste ding sou dalk wees om vir Jesus te sê, Here, help ons, of Here, maak dat die storms weggaan, of iets soos dit, nee. So dalk wou een van die ander disippels nog iets soos dit vra, maar Petrus is mos altyd voor in die koor, altyd impulsief, en hy sê net, Here, maar laat ek dan na u toe kom. En Petrus kies om die veiliger opsie van die boot te verlaat, en in die storm in te klim, om na Jesus toe te gaan. En ons weet nie regtig hoekom nie. En ons wil ook nie spekuleer oor dit nie. Maar Jesus laat hom toe. Hy laat hom toe om in die storm in te klim en hom toe te kom. Maar dan maak Petrus 'n fout. In plaas daarvan om net vir Jesus te bly kyk, soos wat hierdie 3 vanoggend vir die kruis gekyk het en toegestap het en reguit kon stap, kies Petrus om te begin rondkyk. En hy begin hierdie groot golwe sien. En hy voel die wind, en dalk was die boot nou al bietjie ver, en het hy gesukkel om in die donker, en tussen die golwe deur die boot te sien. En wat gebeur? Hy begin sink. Toe hy sy oë van Jesus afskuif, en begin kyk na alles wat hier om hom aangaan, hy het geweet daar's 'n storm, hy het gekies om in die storm in te klim, maar toe op die storm fokus, begin hy sink. En toe kom die moeilikheid.
Maar die oomblik wat hy vir Jesus roep en sê, Here, help my, toe gryp Jesus hom aan sy arm. En die oomblik wat hulle in die boot inklim, is die storm stil. Het die see bedaar. En wat gebeur in die volgende oomblik is iets baie spesiaals. Want in die oomblik wat dit gebeur, toe gaan die disippels se oë oop. En hulle maak 'n belydenis en hulle sê, maar U is waarlik die Seun van God. 'n Paar dae van tevore, toe hulle vir die eerste keer saam met Jesus op 'n boot, in 'n boot op die see was en ons 'n storm en Jesus het die storm laat bedaar, het hulle nog gewonder, maar wat 'n tipe man is hy dat hy dit kan doen? Hulle het nie daar hierdie belydenis gemaak nie, hulle het nie daar raak gesien wie hy is nie, maar in hierdie oomblik gaan hulle oë oop en kan hulle hierdie belydenis maak om raak te sien dat Jesus is waarlik die Seun van God. En dan wonder ek of dit is hoekom Jesus in die storm geloop het tot daar. En hoekom hy toegelaat het dat Petrus in die storm inklim. Want as hy op 'n gladde see gestap het tot by hulle, het hulle dalk nie hom raak gesien soos wat hulle in daardie oomblik hom gesien het nie. Maar in daardie plek sien hulle hom as God. En daar's 'n paar goed wat ek wil uitlig rondom dit wat hier gebeur het. En die eerste ding is dat as Jesus vir hulle sê, moenie bang wees nie, dit is ek. So dieselfde woorde wat van Moses se tyd af gebruik word, elke keer wat God sê, ek is wie ek is. Ek is die brood van die lewe, ek is die weg en die waarheid. Daai ek is naam van God, wat hy gebruik om vir mense te sê, maar ek is die enigste ware lewende God. Dis daardie woorde wat Jesus gebruik om vir hulle te sê, maar ek is hier. En in daardie oomblik vat dit hulle dalk terug na die begin van die volk se geskiedenis toe. En hulle weet, maar die Here, dieselfde God, is nog steeds hier. Dieselfde God is nog steeds met ons en by ons en in hierdie oomblik. Hy is betroubaar, hy is standvastig, hy is altyd daar. Die tweede ding is dat Jesus nie elke storm stil maak, onmiddellik nie. Hy het gekies om in die storm na hulle toe te stap. Hy het gekies om vir Petrus in die storm, of toegelaat dat Petrus in die storm uitklim. Hy het hierdie storm 'n bietjie langer laat aangaan, sodat hulle iets van hom kon raak sien. En ons moet dit weet daarom dat in die lewe gaan daar storms wees. Dit is 'n gegewe. En vir ons elkeen lyk die storms anders. Ons gemeente is in 'n storm. Maar God laat nie net die storm bedaar, omdat dit vir ons ongemaklik is nie. Want eers moet ons binne in die storm hom raak sien en erken as God. En daarom moet ons nie dieselfde fout maak as Petrus nie. Daarom moet ons nie wegkyk van Christus af nie. Hy vra vir hulle, as hy daar wil kom, of hy vra vir Petrus, hoekom het jy so gou ophou glo? Petrus het uit 'n boot uitgeklim, in 'n stormagtige see in. En so gou het hy daardie geloof laat vaar. Moenie dieselfde fout maak as Petrus nie, sê hierdie teks vir ons. Bly op Christus gefokus. Hou vas aan daardie geloof, ook te midde van die storm en binne die storm. Wil ons opgee? Wil ons laat gaan?
dink ons God is ver en hy het ons vergeet. Maar ons sien in hierdie teksgedeelte dat met ons oë op Christus gefokus, kan ons in die storm staande bly. Moenie jou geloof so gou opgee nie. En dan het ons nou eintlik al gesê, as ons aan ons oë binne in die storm op Christus hou, dan ontdek ons wie hy is en wat hy kan doen. Dan onthou ons dat hy verlosser is. Dan onthou ons dat hy Immanuel is, God met ons. Hy is nie ver nie, hy kan nooit verwyder wees van ons af nie. Ons onthou dat hy ewige Vader is, dat hy ons rots is, ons veilige vesting is. Ons onthou en ontdek dat hy vir ons 'n skuilplek is. Maar dit gebeur wanneer ons op hom bly fokus. Ons as gemeente se storm is nie verby nie. Daar lê nog 'n moeilike pad voor. Maar ons het 'n keuse oor hoe ons hierdie pad gaan stap. Of ons oë op Christus gaan hou en gaan sê, maar hoe moeilik hierdie pad ook al is, ons bly hom as gemeente saamstap. Ons bly die Here vertrou, al is dit nie elke dag maklik nie. Ons bly saamwerk en ons bly saam bou aan die koninkryk, al kos dit ons dalk 'n klomp dinge. Of ons as gemeente kan om ons kyk, en ons kan na die omstandighede kyk waarin ons is, ons kan na die uitdagings kyk wat ons het, ons kan na die lewe om ons kyk, en alles wat dit van ons vra, en ons kan begin sink, in moedeloosheid en hopeloosheid in, en sê, maar daar's nie 'n uitweg nie. Ons sien nie meer 'n toekoms nie, ons sien nie vooruitgang nie. Maar as gemeente moet ons kies waar ons gaan fokus. En of ons gaan toelaat dat hierdie storm ons oorweldig. En dat hierdie storm ek is sy stem gaan doof. Of gaan ons vertrou dat ek is ook ons gaan vat en ons deur hierdie storm gaan bring, totdat ons in 'n skei kan klim en die storm bedaar, en ons kan weet, hy het ons deurgebring. Hierdie verhaal is nie geïsoleer nie. Dit is nie 'n storie op sy eie, en ons kyk net na dit, en dit is al wat dit vir ons sê nie. Ons het nou gesê, Jesus het nou die vorige dag het hy vir meer as 5000 mense gepreek, die hele dag, hulle geleer, vir hulle kos gegee, vermeerdering van die brood gewees, en dis nou vroeg die volgende oggend, hulle het die hele nag deur geworstel, maar hulle is op pad iewers heen. Hulle is op pad na 'n volgende plek toe, waar hulle gaan bedien. Hulle is op pad na 'n volgende groep mense toe, wat hulle wil gaan bereik, en wat hulle wil gaan vertel van die goeie nuus, van die koninkryk van God. En ek het nogals gewonder, na hierdie nag wat die disippels gehad het, en hierdie oopgaan van hulle oë, en die belydenis wat hulle gemaak het, hoe gaan dit vir hulle anders wees aan die ander kant? As hulle daardie oggend daar vas anker, en hulle met 'n nuwe groep mense moet werk, gaan dit anders lyk en klink, as toe hulle hierdie kant van die see was? Wat het in hulle verander, wat hulle gaan deel? Want skielik is dit 'n eie ervaring, dis 'n persoonlike getuienis, wat hulle gaan deel aan die ander kant. Maar na die nag van die storm, kom hulle op 'n plek, en hulle gaan saam met Jesus verder werk. En dit is dan vanoggend
die laaste vraag wat ons as gemeente oordink as ons na onsself kyk. Is wat gaan ons getuienis wees? Aan die ander kant van hierdie storm. Wat gaan dit wees wat ons gaan kan sê oor God se grootheid en God se goedheid en God se getrouheid? As ek dink oor Westergloed as gemeente, dan dink ek oor mense wie se harte warm en vol liefde is vir mekaar. 'n Gemeente waar vreemdelinge vinnig tuis kan voel. Vinnig deel gemaak word. Dink aan 'n gemeente wat oor jare hard gewerk het. Saam gewerk het om hierdie gemeente te bou. Dink aan 'n gemeente wie se harte altyd oop is vir nood en vir hulpverlening. Wat opdaag wanneer dit nodig is, wat gee soos hulle kan wanneer dit nodig is. En dit is ons koninkryksroeping hier in West Acres en Nelspruit waar ons geplaas is. En ons is dalk nog in ons stormbootjie, maar daai werk is nie verby nie. Dis nie die enigste storie wat ons mee besig is nie. En ons as gemeente moet vasklou aan hierdie koninkryksroeping. Moet gefokus bly op dit wat Christus steeds van ons vra om in sy koninkryk te doen. Sodat daardie mooi van Westergloed gemeente nie verlore gaan nie. Dat dit nie ophou net omdat ons op 'n stormagtige see is nie. Maar kom ons maak seker dat die getuienis wat ons het ander kant die storm, een is van God se grootheid en sy getrouheid. En van hoe ons op hom gefestig gehou het. En kon getrou bly aan ons roeping hier op aarde. Amen. Hemelvader, dankie dat ons kan weet dat U getrou is in elke opsig. Dat U ver verhewe is by elke omstandigheid, Here, maar dat U nie onpartydig staan nie. Dat U binne in ons omstandighede inklim. En dat U ons dra en ons vashou, Here. En dankie dat ons weet, U gaan ons ook deur hierdie storm bring. Dankie dat ons weet, Here, dat U ons nooit los nie. Wil U ons help, dat ons geloof sterk sal bly. En sodat ons kan aangaan, Here, om ons roeping as gemeente te kan leef. Dankie dat ons weet, U wat die goeie werk in ons begin het, sal dit ook end uitvoer. Amen. Ik wil niet dat jij zegt, ja, ik ga niet naar de centrum doen, maar ik moet die storm, waarom jij vanochtend vergeten, waarom gaan we altijd dat God is door. En hij loopt als hij niet goed in de verder moet. En of je ook nou niet dat je hier niet. Want ik denk dat het wel zo en wat je wil gaan, moet gaan heen. Deze begrijpen we niet aan de naast maar zodat je die koning die dan ook in het spaat krijgt. Mensen en waar je niet door hebt. En dit dat natuurlijk is, natuurlijk kan je ook heel afgestaan. En dat is het uitgeschreven. En die verdediging van ons die heel in bos geweest, en dat je zegt dat mensen niet te veel in die bossen kunnen, maar die dieper in die bossen kunnen, om die kracht die we staan. En dit is wat ik wil zeggen. God is er. Hij niet van mij vergeten. Maar hij heeft mij niet verpakt. En wij hebben nog niet joden, maar ik heb niet verpakt. En daar zal ik vast staan. Mooi, dank je.
Stefanie het rede gee om alles orde te kry daarachter, so ons sal neem vandag afskeid van die Liska, en ek gaan nou, ek sê so klaar vir Jannie, dat julle ook asseblief, ek gaan nou roep dat julle voor moet kom, maar julle, jou ma, Liska, jou ma en Jannie, julle allemaal, ouers, julle familie moet voor moet kom nou, maar ons van eers is julle reg, Stefanie, opneem. En ons kan nog praat, as nou 'n klomp ouens wat moet voor te kom, maar weet jy hoe lang nie ons knie hou moet staan. Waar's nie op. En so ek ooit jy klaar gedraai geloop, okay. Okay, maar Leon kom jy so lank vorentoe. Ek gaan nou 'n bietjie staan, maar hoe bietjie jy kan onthou. So ek gaan sommer dan maar begin net om van my kant te sê Liska, ons bid die Here se seën toe op jou en jou gesin in die pad vorentoe. Vir een van ons is dit lekker om hierdie pad te stap nie. Vir niemand nie. Nie vir iemand in die gemeente nie vir een van ons nie. Soos jy sê, ons moet ons oë op Jesus hou, en ons glo uit 'n plan, ook met ons as gemeente, en ook met my en ook met jou. En mag die Here jou gebruik ook vir dit wat hy vir jou beplan. So ek het gedink nie die versie wat ons almal, ons gaan nou gaan sing ook, maar die versie in Numeri 16 wat sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
En ek bid dit vir jou toe, dat die Here jou sal vul met sy vrede vir jou en jou gesin en jou familie, dat jy regtig beleef dat die Here die pad saam met julle stap en dat jy deel van ons sal bly en dat jy deel van ons familie sal bly, want jy is reeds deel van ons. Alright, Steve hier. Dis omdat so baie kinders is hulle. Okay, hulle is reg. Is hulle reg? Alright, skiet met die titel. Dankie, hy is nog spesiaal. Dankie Wilandi. Dankie joh. Dankie. Goed. Wie is ons dit? Hoe gaan ek hierdie doen nie? Dankie. Ag, dankie Alex. Dankie. Ag, dankie Dinker. Dankie Janai. Dankie Kayla. Dankie julle twee. Jo. Dankie. Dankie. Ag, dankie. Ek kom nou vashou. Dit voel op 3 so. Dankie Lauraatjie. Sebastian. Wat kan jy maar mis? Ek gaan julle ook mis. Dankie. Dankie. Christelie. Sjop. Dankie. Ja, nee. Dankie Cora. vir alles. Werk Tannie. Marie baie dankie. Gaan julle mis. Super. Dankie. Dankie Minnie. Dankie Martinus. Brief op wat ek vir jou nou nog gee. Is reg. Dankie Martinus. Dankie Driekus. Sien jy vriend. Okay, dit baie dankie. Dankie Logan. Okay, hallo julle. So, weer al klaar. Dit is vir ons, Eliska, jy is so diep in ons hart. En al die kinders, die kinders van nou, die tieners, belydenisklasse wat jy al jare voorgee. Jy is in ons hart. Jy het ons lewe so verander. En ek dink partykeer besef jy nie wat 'n groot impak jy in ons almal se lewens het. So hierdie blomme verteenwoordig elke liewe kind, elke tiener, elke kind wat belydenis by jou afgelewer het. En dan met hierdie lint is dit jy. Jy wat ons almal bymekaar hou.
jy wat lief is vir ons, jy wat vir ons kom. Ons is baie lief vir jou. Dan het ons hierso vir jou 'n liefie briefie vir elke dag. So 'n liefie briefie vir elke dag. Elke liewe kind, elke tiener, elke groepleier het vir jou 'n briefie geskryf. So elke dag gaan jy eene oopmaak. Jy gaan nie van ons vergeet, want ek weet jy gaan nie. Maar hierdie is al ons liefde. Okay. En dan het ons vir jou hierso 'n olyfboom. En dit kom alles in die jeugdgelewe ons almal af. En jy weet, die olyfboom in die Bybel het soveel betekenis. Maar dit is die begin van jou nuwe begin. Dit is die begin van al die mense se lewens wat jy verander het, se begin. Die seëning, die liefde, alles vir jou. En daar staan, ek kan nou nie alles onthou nie gebeur. Daar staan, geloof, plant die saad. Liefde, laat dit groei. En dis presies hoe dit is. Nee, dit is wat die musiekmense sê. Ek gaan vra maar Rita kom staan vir hulle toe. Goed, kom sê. Right. Kom jy eerste vraag? Ja, maar hy daar. Maar almal wil by afstaan. Kan ek kom tot die? Môre gemeente. Moet nie bang word nie, ek gaan nie preek nie, ek gaan ook nie grappe vertel. Alles is gesê, wat 'n mens moontlik kan sê. Net 'n paar uitlig, 'n paar gedagtes, wat van ons ondersoekspan, en van die kantoorspan, en van die bestuurspan afkom. Al wat oorbly om te sê, is die manier wat Eliska en haar familie, ekskuus, dit hanteer het, die hele waar ons deurgegaan het, wat nie maklik was. En die manier wat hulle dit hanteer het met liefde en begrip, en dit is wat vir ons uitgestaan het. En dan ook die moeite wat die personeel gedoen het en ook oom Antoon wat ons voorgegaan het en Hannes. En ek wil net weer sê, dit was die pak. En dan ook die gemeente, die begrip wat hulle getoon het en die hulp wat hulle aanbied. En die kleingroepe en die leiers van die kleingroepe, wil ons net baie dankie sê. En dan vir Eliska op die laaste, haar familie, waar daar sit, pa, ma, baie dankie. Baie dankie, Leon. Dan anders, Amerika hoor dan nie van die vrouwdienst afkoeken geskenkie aan, nie sorry aan, sy sê as dit ook sy wil nie gegeven. Ja, Eliska, weer eens baie is gesê, maar van die vrouwediens, daar is 'n kaartjie met al ons gedagtes, en ons weet die Here maak hierdie deur wat toegaan, is 'n nuwe deur wat oopgaan, en ons weet, baie mense gaan nog geseën word deur dit wat jy deel. Dankie, ons is lief vir jou. Baie dankie, so kom gesien, dan wil ek vra dat julle familie, kom maar julle familie, kom allemaal van julle, ek weet dit is vol, maar julle kan sommer daar net hier opstaan, hier by die Here, en dan moet staan julle hier agter haar asseblief. Maar julle moet dit nou wel help, dit sal goed wees. Ja, en jy lê by mamma kom staan. Ja, en Isie by kom staan. Ja, kom die aan Isie, julle doen ook. Nee. Sy moet maak of sy kom. Kom eens.
Is okay. Dit staan so voor my. Regtig, ons wil graag hê as gemeente, waar ons dan die Here se seën oor hulle toesim. So gaan vra dat julle staan, die wat wil, gaan julle jou hande na hulle uitstrek, en dan sing ons die seën op hulle toe, en daarna kan julle kan maar bly staan ook vir die slotdiens. So kom ons staan.